Hy het besluit hy het verloor en toe het hy besluit hy gaan John Simpson wees. Hy gaan nie so Simpson Steenhuisen, hy trek die ding in. Hy maak 'n plan. Hy gaan kyk of kan hy die DA onder die bus gooi, so hy gooi dit aan die leon onder die bus. Hy blaas mense wat durf saamwerk met hulle kiesersteunbasis en dit alles speel in die regtig oppervlakkige lees van politiek in, wat is as ons afstand doen van konservatiewe Afrikaners, dan gaan ons oorval word deur die swart middelklas. Baie welkom by die episode van Net Nog Enetjie. As jy by die huis is, skink vir jou net nog enetjie. In die kar, liefst nie. Ja, laat gisterand was daar 'n skommeling in die kabinet gewees. Wat ons het nou, John is nou uiteindelik vervang, vir nou in wat vervang vir nou. Ja, wat 'n tydelike pos gaan wees, skat ek. En dan terselfdertyd gister het ons die werklike regering gehad wat sy beleid oor immigrasiefonds bekend gemaak het. Wat hulle dit op ander maniere gedoen, nie met 'n gazette nie, maar met 'n march. En wat is die gevolge, wat beteken dit, ensovoort. So, as jy luister graag saam. Net nog enetjies op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Like en subscribe asseblief. Baie dankie vir almal wat saamgesels en kommentaar lewer. Mense gesels lekker saam, ons waardeer dit baie. Tag asseblief iemand wat jy dink ook graag saam sal beluister en gesels. Baie dankie vir kultuurkafee.com, soos altyd vir ons bierbekers. Spesiale gaste vandag, Paul Kreer, Piet Uys En Gerrit Marits. Ek dink Paul Kreer was verlede week ook my gas. Ja, besoek gerus kultuurkafee.com se webwerf. Hulle het allerlei ander interessante kultuur eie geskenke en goeders ook. Luister saam, gesels saam. Ek is Christel. Ek is Nico. Ek is Connie en op John. Die potbro. So ek dink almal wonder nou al vir rukkie, waar is my Dina, wel Dina is terug in die parlement. So kon nie nou verwys na die laat aand kabinetskommeling, tipiese Zuma-styl, like it my, maar nou ja. En Dina Pule wat dan ook dan uit die Zuma-era uitkom en skielik weer te voorskyn kom. Sy is dan nou die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling. Ja. Ja, ek weet nie, dit ja. Ja, kyk, die vorige keer is dis min wat jy in Zuma se kabinet, weens oneerlikheid, vervang is, en toe het hulle besluit, weet jy wat is nodig, sy het nou 'n paar miljoen rand gesteel, ons moet daar in beheer van grants sit, want daar kan mense nou regtig glad nie baie geld, of iets in daai lyn van ontslae raak nie, maar dit is eintlik die verrassing, die res was redelik op pad, die DA het reeds aangekondig, hulle wil vir John as adjunkminister hê, en dan het hulle 'n paar van hulle eie adjunkministers gaan vervang met mense wat meer, van wat ons kan aflei, meer in die media gaan wees, ek dink is in aanloop tot die komende verkiesing, in kort. So, nee, ons sal sien, meneer Steenhuisen het dit nie goed gevat nie. Nee, hy, vir die Elsje praat van 'n poison chalice, mens voel amper asof sy opvolger by landbou van die grond af moet begin opbou. Ek weet hy was al reeds in gesprek met verskeie landbouorganisasies gewees, rolspelers binne in die bedryf. My hoop is dat mense hom 'n kans gaan gee en hom nie aan sy voorganger se optrede gaan meet nie. Ek dink landbou is op 'n slegte plek en ek dink mense is geweldig skepties oor wat voorlê en ek dink dit is omdat hulle dit persoonlik gevoel het. Boere wat swaar gekry het weens die hantering van back and closure, amper 'n gevoel van neerhalendheid uit die minister se kantoor gewees. So ek dink Willie Oukamp wat nou hoeveel dae is dit nou al sedert Jordan Lewis is, gaan ons nou vir amper 2 weke wat ons gewag het vir president Ramaphosa om die aankondiging te doen, wat daar eintlik so bietjie niks gebeur het nie. Maar dit klink vir my Willie Oukamp het in daai tyd so lank begin voetwerk doen om te sê, dit is die voorstel, ek is hier, ek wil praat, ek wil saamwerk, en dit stuur vir my 'n goeie sein uit. Die seine wat ek die laaste ruk by John Steenhuisen gekry het, was nie lekker nie. Nee, Willie het sy werk uitgeknip, inderdaad. John het nie, man, hy is net 'n totale slagoffer gewees, as jy so daarna luister, of as jy na hom luister, sal jy agterkom. Hy het eintlik geen kans gehad nie, daar's huis geteken en daar's vroeg besluit. Kon hy die laaste ruk, hy het nogal baie gepraat oor hoe hy in hierdie situasie beland het. Daar was onder andere 'n onderhoud gewees nou in die week, met Nuus24 wat hy nogal uitgepak het oor hoekom, wel ek wil sê hoekom hy misluk het, hoekom hy sê hy het nie misluk volgens hom nie, hy is 'n hospitaalpaas gegee.
Nee, okay, jy's goed. Kyk, John het sy toegang tot podcaster gemaak. Hy is nou amptelik 'n potbrou. Hy het met Adrian Beson van News 24 nou 'n onderhoud gevoer waarin hy sy diep ontsteltenis omdat hy verruil is of geskommel is as minister uitgespreek het. Jy kan sien hy is diep gekrenk en hy is kwaad, maar sy rede is in kort die regse konservatiewe hyena trop sou 'n DA-minister kies en hulle uitsonder en dan as hulle nou een het, nou gaan hulle vir die volgende een kom en die volgende een so. Hy is dalk die eerste, maar hy is nie die laaste nie. En hy glo werklik dat daar is basies Theo de Jager het een dag in sy kantoor gesit en 'n veerpyltjie gegooi op die kabinet en gegaan, dis die minister, ons gaan hom teiken. Nou, 'n paar probleme met hierdie denkwyse. Hierdie is baie soortgelyk aan iemand wat sê, weet jy wat, dis ongelooflik, ek het in 'n huis gestaan en ek's besig om net klere in 'n tas te pak en die volgende oomblik toe skiet iemand my. So ja, maar jy het ingebreek. En was nie jou huis nie, dis was nie jou tas nie. En dis nie jou tas nie, dis ook nie jou klere nie. En dis soortgelyk is. Daar is nie spontaan besluit, luister, John is aangesluit. Ons het al gesê ons dink is goed, ons hoop daarvoor. Die rede waarom hy geteken het is omdat hy in 'n persoonlike vete gewikkel geraak het met boere wat net hulle beeste wil red die laaste 18 maande. Omdat hy herhaaldelik dit gedwarsboom het, hy is deur 3 hofbevele teen hom gekry van hoe swak hy opgetree het in hierdie, met die hof wat sê ek wil bestraffende kostebevele teen die departement uitreik, sy departement, wat gesloer het hier, en uiteindelik is dit waarom daar gesê is, hierdie man doen enorme skade aan boere, want kan jy dit glo, ander DA-ministers is nie in dieselfde vlak van verhouding met georganiseerde landbou, met wat hulle noem AfriMaga of die solidariteitsbeweging. Nie een van hulle is in konflik of in stryd, inteendeel baie van hulle word ondersteun en word gehelp en daar word redelik goed gepraat oor wat hulle doen. Ek dink aan 'n Schreiber, selfs Kwarube by basiese onderwys ensovoorts. So hierdie idee dat dit nou maar net uit die lug uitgeval is net fundamenteel vals. Dink jy hy het uit 'n plek van woede opgetree? Toe. Nou ja, maar hy's 'n klein man, hy's verlei, ek het sien hy het seer gekry en hy's persoonlik gekrenk en die hele onderhoud is om vir John Neil Lewis onder die bus te gooi, omdat hy hom vervang het nadat hy nie meer 'n opsie gehad het nie. Lewis moes hom 3-4 maande terug vervang toe hy begin die hofbevele verloor het. Uiteindelik het dit gevat sy stafhoof wat 'n snotty e-pos aan verkeerde mense stuur om hom te vervang en toe die skade te veel raak en nou gaan hy op 'n podcast en sê, weet jy wat, eintlik is ek net 'n totale slagoffer van die regse konservatiewe mense wat niks van my gehou het van die begin af nie. En niks van daai is waar nie. Hy het 100% sy eie Betty gemaak en nou dat hy nou met klim, nou is hy kwaad. Nou, dis voel of dit amper nou so ver teruggetrek is na die hele Trump-ontmoeting toe, ek meen van die hele wit volksmoord en voorgesê is om dit en dit te sê en goed en ek meen ja, dit maak dit alles eintlik net meer kommerwekkend. En watter posisie laat vir Jordan Neil Lewis, want John Steenhuisen is dit nou nogal uitgepak. Dit voel amper vir my oor interne DA kwessies. Ja. Ons dink terug aan Dion George wat ook 'n redelike interne DA politiek baie mooi in die openbare oog ook uitgepak het. Waar laat dit vir Jordan Neil Lewis as partyleier? So John Steenhuisen is nou aangewys as adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. So hy bly nou betreklik senior pos. Dit word bestempel as 'n demovering van minister af. Wel, dit maak sin. Maar waar laat dit nou vir Jordan Neil Lewis? Hier's nou iemand in sy party, sy voorganger, iemand wat waarskynlik nog geweldige invloed en gesag binne die DA het en hy laat waai net. Hy praat oor... En nog steeds dat jong minister nou. Hy is nog steeds 'n gesiggie wat na buite gaan wys. Onder andere van die kwessies waarna hy verwys het was wie die DA nie moet gelukkig hou nie. Watter kiesers die DA eintlik moet uitlos. Daar is 'n sê ding wat lui, jy skop nie 'n man wat lê nie, maar dan moet hy stil lê. En en John is nie besig om stil te lê nie. Nee, ek dink daarso is maar jy kan fair fight, maar ek weet nie of hierdie dit is nie. Nee, hierdie is nie. Hy het vir Tannie Leon ook nou basies staatskaping ding gaan skets en gesê Tannie Leon het hom eintlik onbehoorlik genader om toegang te kry vir sy kliënte en hy het nou John Neil Lewis het hom persoonlik verraai. Dit is alles wat in die onderhoud uitkom. Saam met dit het hy dan ook mildelik uitgevaar en wat hy beskou as kiesers wat verlore vir die DA is. Dit is die 30% wat nee gestem het in die 92 referendum. Hulle is verlore, die DA sal nie kry nie. Hy het dit opgesom met daarso is mense wat konservatief is. Uiteindelik sê hy die konservatiewe wit bevolking is net kiesers wat hulle nie noodwendig na toe moet uitreik nie, want dit stuur verkeerde boodskap aan die res
van die land en dan is die DA beperk. Wie sê res van die land? Wel, dit hang af die geantwoord op die vraag was, wat maak jy van die mense wat die AfriSol, AfriMega beweging wil probeer tevrede stel? En sy antwoord was basies, ons moet aanvaar, dit help nie ons buig oor om die mense tevrede te hou nie, daar is soveel ander kiesers na wie ons eerder moet uitreik. Hoe het hulle vorige pogings om na daardie kiesers uit te reik vir die DA uitgespeel? Nee, dit is Musi, dis wat gebeur het, kort, hy Is hierdie nou Musi 2.0? nee, wel is nou John wat vir Musi opgevolg het, so dis eintlik snaaks is, hy na Musi ingekom, want Musi het basies gegaan, weet jy wat, ek gaan verkeerd kies met Schweizer, ek gaan teen my kiesers kies. John wat basies sê, iemand wat AfriForum ondersteun, wat konservatief is, wat hy het genoem, mense wat die nasionale party verlaat het, so dis al enigiemand wat KP gestem het in die ou bedeling, is net verlore vir die DA, hulle moet nie eens probeer om hulle te kry nie, dis basies wat hy sê. Verstaan jy dat daar mense is wat na 1994 gebore is? Dit gaan binnekort daar kom, ek dink hy begryp dit, hy is van mening, die feit dat die DA hierdie kiesers probeer tevrede stel, is waarom hulle nie groei onder die swart en die Indiër in die brein mark nie, waar die werklikheid is, die DA is baie goed geposisioneer as die party van minderhede, hulle is wit, bruin en Indiër stem oorweldigend vir hulle, en hulle kan nie bekostig om, wat hy nou hier gedoen het, om 'n groot deel van hulle steun af te maak as, ons soek nie die mense nie, hulle deel nie ons waardes nie, ons moet nie eintlik met hulle vorentoe gaan. Want dit is min of meer die strekking van wat hy sê. Nou, hy probeer die ouens beetkry wat in kort handel met die solidariteit beweging onder andere, maar met meer, met groeperings soos SAI ensovoorts, en hy is regtig diep persoonlik gekrenk deur SAI wat hom, as jy nou gaan kyk na die scorebord, is Theo die Jager op 20 en John op 0. Is hoe dit lyk tans. Nee, wel, dis die ding, Theo het nog sy werk, en hy is nog in landbou, en hy is nog steeds vroeg van die ding, en John is nou by handel en nywerheid, vir nou, en binnekort gaan hy ambassadeur na een of ander ver af land wees, vermoed ek. Hy is diep gekrenk, dit is duidelik, hy het besluit uit verloor, en toe het hy besluit, hy gaan John Simpson wees, hy gaan nie so Simpson steen, hy trek die ding in, hy maak 'n plan, hy gaan kyk of kan hy die DA onder die bus gooi, so hy gooi vir Tony Leon onder die bus, hy blaas mense wat durf saamwerk met hulle kiesersteunbasis, en dit alles speel in die regtig oppervlakkige lees van politiek in, wat is, as ons afstand doen van konservatiewe Afrikaners, dan gaan ons oorval word deur die swart middelklas. Dis al wat ons terughou. So ons hardloop met ons liberale waardes, in Suid-Afrika het die geweldige liberale land gaan dan 100% aan ons kant in. Wat laat ons dink Suid-Afrika is hierdie geweldig liberale land? Jy praat van konservatiewe Afrikaners. Suid-Afrika in die geheel met al die verskillende groepe is eintlik 'n baie konservatiewe land en mense, net voor ons aanbeweeg na die March and March, ek wil sommer net vooruit verwys, as jy dink aan wat mense aangehaat het by die March and March betogings, baie van hulle het in tradisionele drag opgedaag, soos hulle is trots Zulus. Ja. Het enige iemand gesê, luister, ons moet die Zulus moet ons laat gaan, want hierdie is nie mense wat ons met gelukkig hou nie, want hulle is tribalist, nationalist, en sommige van hulle is racist. Ja, dit is die woorde wat hy gebruik het in die onderhoud. Maar nie met verwysing na Zulus nie. Nee, dis met verwysing na, daar is 'n vies waar mense was kwaad vir maar so vertoning in die Withuis, nou hy skets dit as wel die opsies was, of ek backsaddle 100%, of ek moet sê daar's 'n volksmoord, waar daar's 'n hele opsie in die middel, wat Retief Goosen ironies genoeg gevat het, wat sê, luister, daar's ernstige probleme, ensovoorts, jy hoef nie na te praat nie, maar okay, van daar af glo hy vas, word hy geteken. Ek weet ook nie, hy toe sê hy presies daar is, hy sê, ons soek nie die mense, hulle is tribalist, nationalist, en some of them are racist, ons wil hulle nie eintlik hê, dit help nie die DA probeer hulle appease nie, nou die ding is, hier is nie 'n Mickey Mouse vir het sê nie, hy was leier van die DA tot redelik onlangs, hy was hulle first minister, hy is diep gekrenk, en hy is duidelik, hy wil nou, ek dink hy gaan 'n comeback maak, ek twyfel, wat hulle beskou, en dit is ironie, is, Suid-Afrika is nie 'n liberale land op enige vlak nie, ons is 'n diep sosiaal konservatiewe land, werklik, en dit beteken vir die DA is daar die fenomeen, Afrikaners spesifiek, ek kan nie namens ander groepe praat nie, maar Afrikaners stem vir die DA, maar stem op baie min goed saam met die DA, hulle het baie beleid
back hulle net nie, hulle is nie. So hoekom stem hulle vir die DA as hulle nie saam met die DA stem? Mense in Suid-Afrika stem nie op beleid nie, is die werklikheid. Hulle stem op persoonlikheid, loyaliteit en identiteit. En dis die 3 goed. En Dis hoekom MK groei. dis hoekom MK groei. Persoonlikheid, loyaliteit, identiteit en hulle sê ons weet wie julle is, ons is dit Ons ook is wie en hulle dit is okay. Presies dit. So dit sê mense het Afrikaners het vir die DA gaan stem weens dit was vir ou NP het so toe gegaan, onthou dit, die DA uit die NP en DP wat saamsmel aan nasionaliste. Die ander een is die persoon van Helen Zille is iemand in wie daar baie vertroue is. Wat sê luister, ons dink jy kan die ding regryk. Beleidgewys is daar nie baie raakpunte gewoonlik nie. Afrikaners is net nie ons is konservatiewe mense. Die meerderheid Afrikaners is sosiaal konservatief. Soos baie ander Suid-Afrikaners. Soos die meerderheid van Suid-Afrika wat vir jou sê as jy sê ek soek nie eintlik hierdie konservatiewe mense nie, dan het jy jouself sopas tot wel dele van Groenpunt beperk. En daar's nie in die res van die land regtig so geweldige liberale mekkas van wat dit is net nie 'n ding nie. En Afrikaans is een van die mees liberale bevolkings in Suid-Afrika van interessantheid op sosiale waardes. Die res is ver meer konservatief. Maar okay, so dit wat was hierdie onderhoud is dis John wat rou gaan en basies sê okay, ek is nou dalk adjunkminister, maar ek gaan guns blazing gaan. En soos Dion George is die pad van hier af, ek dink hy dwing John in 'n rigting in. Jy kan nie regtig so oor die party aanhou nie, jy kan hom in besonder nie die kabinet aanhou nie, want hy het toegang tot media. Hy gaan nou moet praat oor die onderhoud en elke ding, en hy gaan aanhou sê, Tony Leon het my onbehoorlik genader, wat hy gedoen het. Ons fout is, ons buig voor, letterlik ons bending the knee, teenoor die konservatiewe mense, en ons moet afstand doen van dit, ons moet ons strategie verander. Jy het nou iemand wat op daai vlak basies sê, die partyleierskap werk nie, hulle doen verkeerde goeders, en jy probeer die verhouding vertroebel, baie eenvoudig is wat hy probeer, die verhouding tussen die DA en SAI ensovoorts, probeer hy vertroebel, wat is wat hy gedoen het as minister. So hy is besig om 'n onhoudbare situasie te skep, en hy doen dit self. Hy skep vir Jordan, wie sy vriend is/was tot baie onlangs, skep hy basies, daar's net een opsie, en dit is jy moet hom fire, jy moet hom skors, jy kan nie regtig, of jy moet hom ambassadeur gaan maak, hy bly in die DA, maar hy is weg, hy's ergens ver, dalk kry hy 'n land waar Uber iets vinniger aflewer, wie weet. Dit is moontlik. Dat hom goed sal gaan, maar okay, so die kabinetskommeling is die een storie, hy's nou was adjunkminister, maar die eintlike ding is, maar hy's duidelik nie op pad om dit stil en rustig in die sonsondergang weg te ry nie. En nou sit die DA met 'n krisis wat hierdie betref, en dit is 4 maande voor die verkiesing, so jy sit met die moeilikheid, wat keer om weer op 'n podcast te gaan met Adrian Mason, as luister ek's nou gevaar, hier's hoekom, of iets in daai lyn, en aanhou om geweldig ding wat hy gedoen het, en dis net die vlak van insig wat mens kan verwag, is die ANC het nou die perfekte antwoord op alle aantuigings van korrupsie en staatskaping. Julle doen dit ook. Check it. Tony Leon het dieselfde gedoen. Ons is nie alleen nie. Maar dis wat hy vir hulle gegee het. Hy het sopas hulle die perfekte ammunisie gegee het, gesê, kyk, die DA aan bemag kom, toe doen hulle maar presies wat ons gedoen het. So dis hoe dit lyk. Hulle is nie beter regering nie. En ek is seker of hy weet wat hy reg gekry het presies, maar okay. Jy kan ammunisie gee, dit verkies ek net nie uit die eie party nie. Wel, dit kom om vriendelike magte te skiet is nie 'n slim idee, maar alright, op hy Van vriendelike magte gepraat, march en betogings en anti-immigrasie. Ja, ek dink daar was nou uiteraard weke voor die tyd 'n groot ophef gemaak en goed, en ons wetstoepassingsagentskappe wat nogals gemaak het asof hulle voor die ding is, of gesê Hulle was verraad, nee, daar was parades gewees, en daar was, as jy gekyk het na die beeldmateriaal en die foto's, dit het baie indrukwekkend gelyk, dit kan as hulle wil. Ja, ek dink baie mense het vir eers keer, okay, maar waar is hierdie mense nog Waar is heeltyd? Sien nie moeilik, al hierdie is nogals redelike sigbare polisieering, kan ons aan dit op 'n meer gereelde basis sien. Hulle was sigbaar, maar ek dink uiteindelik was dit die betogers self en die organiseerders self en die deelnemers self wat eintlik hulle self gepolisieer het, want daar's baie polisiebeamptes ontplooi, dit is so. Baie veiligheidsmaatskappe plekke gesien, die weermag selfs. Maar hulle kan nie die hele land polisieer nie. Ja, as daai moes gedraai het, dan as almal begin hardloop, is dit chaos, en dit het nie gebeur nie. Hoekom nie?
Ons is dankbaar Ons daaroor, is maar dankbaar. So kyk die twee goed, die een is daar is sporadiese geweld, maar eintlik min. Dit was 'n massa betoging. Ek dink Suid-Afrika het laas hierdie vlak van betogings gesien met die Movement for Democratic Change. Daai front wat gedoen het. Regtig, dit was massa aksie. Hulle het reg oor die land oral groot optogte gehad. Wat vir jou sal sê, as jy wonder wat prakties gebeur het, is die regering het gister sy anti-immigrasiebeleid bekend gemaak, die facto regering, en hulle is 'n sterk voorstander van selfdeportasie. Wat gebeur het. So die rede hoekom geweld nie uitgebreek het nie, is hulle Cyril moes met hulle praat Sondag aand. Nou dis hysteries snaaks, daai foto's. So hier het jy die ou wat verkies is, wat amptelik die staatshoof is, en dan staan hy en skud hande met die organiseerders wat 'n Suid-Afrika vlag om die dinge sit met 'n sweetpak wat sê, en nou is jy by dis die vlak van waar magsverhoudinge trek, min of meer. As die ouens het prakties reg gekry wat die regering in 20 jaar nie kon doen nie. March het gewen. March het gewen. Wat het hulle gewen? Wel, daar is 'n enorme hoeveelheid buitelanders wat gaan self deporteer het. So nou moet jy jouself afvra, as die regering dreig al vir baie lank met luister, ons gaan jou deporteer, ons gaan dit en dit is nooit ernstig opgeneem nie. En gister moes daar busse van Kaapstad af Beitbrug toe ry met mense wat sê luister, hierdie ouens is ernstig oor die immigrasiebeleid. Hier gaan ons. Dis deel van die groter uitspeling wat is daai magna vermoë waarvan ons praat, idees hoe dit lyk. Prakties het hulle georganiseer op 'n spesifieke kwessie, gesê ons wil hierdie weg hê, ons wil die immigrasiebeleid toegepas hê, ons soek immigrante uit, wel dat ons sê ons soek onwettige, maar saggies immigrante uit, en toe het hulle dit reg gekry om hierdie in aksie oor te sit, en nou is daar wesenlik minder, 'n reuse hoeveelheid. Gaan hulle terugkom? Drip, stilletjies, ja, dan gaan hulle weer moet march, maar dis nou die punt, is die oplossing vir buitelanders in Suid-Afrika se wêreld is nie polisie wat dit doen nie, dit is ons loop met knopkieries en as 'n gaai en hielbrau in en ons jaag hulle weg. En dis die toekomstige pad wat hulle gaan stap met hierdie spesifieke kwessie. Die ander belangrike ding is hoe sterk, en dit kyk is 'n bietjie oorgeglos, maar hoe sterk stamidentiteit uitgekom het en kultuuridentiteit in al die marches. Ek het dit baie duidelik gesien met die klere wat mense gekies het om aan te trek. En daar was baie Suid-Afrikaanse vlae, daar was baie Suid-Afrikaanse vlae, maar daar was baie tradisionele drag ook, tradisionele wapens ook op plekke. Sê dat die Ukraine was al stokke. Ja, en Natal het hulle gesê ons is die Zulus van Zululand onder koning Misizulu. En nou is dit dis fascinerend. Eintlik is jy in Suid-Afrika onder die president, maar daar was geen ooghare vir die ANC nie, baie duidelik. En daai transformasie van ons kwaad vir die buitelanders het nou begin oorspoel na weens hierdie regering. En ek dink vir die ANC moet daar enorme rooi vlae afgaan. Hierdie was 'n march teen buitelanders, maar dit het baie teen hulle ook geraak. Ons wil niks met hulle te doen nie, daar wat 'n MK wegjaag en sê ons dit is ons eie ding. Dit is nie partytpolitiek. Hulle kan march, maar hulle march saam met ons. Presies dit. Waarop het hy gaan sentreer is Suid-Afrika, so Suid-Afrikaanse burgerskap. Nie op ras nie, vir interessantheid, glad nie. Maar op net onder daai is dit op kulturele vlak is die Zulus march. Steeds nie op ras nie. Steeds nie op ras nie. En dit skep vir die ANC enorme krisis. Hulle is die teikens van hierdie march gewees. Hulle word deur die organiseerders uitgehou, en inteendeel in die verhouding tussen die president en die organiseerders, sien die organiseerders van March hulle self as die meerdere. Want hulle het bewese steun op grondvlak. Hulle kan actually iets laat gebeur, wat Cyril kan nie. So hulle het georganiseer. So dit is die wêreld waartoe Suid-Afrika gaan, is 'n baie meer verbrokkelde, as jy iets kan organiseer en laat gebeur, dan gaan die regering eers 'n sterk bewoorde brief stuur, en dan gaan hulle kwaad wees, en hy gaan 'n toespraak hou, en uiteindelik gaan hy net vou soos 'n kampstoel, en vir jou sê, okay, asseblief, moet net nie goed preek nie. Help net asseblief. Die ander ding wat belangrik is die Zulu koning het maandag uitgekom en gesê, daar mag geen geweld wees nie, asseblief julle. En dit lyk of dit, tog gehelp het. Ons moet 'n pleintjie vir die polisie gee. Hulle het stem 100%, hulle was paraat, hulle het goed gedoen. Ja. Daar sal altyd insidente wees, maar hulle het goed gedoen, baie sigbaar gepolisieer. Ek hoop dat ons meer van dit sien. Die uitdaging gaan wees is nie volhoubaar om op die vlak dit te doen nie, maar die polisie was goed gewees tydens die march, en dit is iets om tog ter harte te neem. Is die belangrike deel, soos jy sê, as die polisie en die gemeenskap saamwerk, dan kan ons orde handhaaf. Die polisie alleen sou nie kon die skade beheer nie, maar
skare het homself beheer, hulle het geweet wat hulle wil doen, gegaan waar hulle wil gaan, gedoen wat hulle wil doen ook. Mense weggejaag gesê as jy hier of nie, dan wys jy elke se papiertjies. Kyk, ek is veilig. Geen nie oor dit nie. Nee, gat jy. Vir Suid-Afrika is dit dis een van daai draaipunte wat ons oor 5 na 10 jaar gaan terugkyk en besef dis die dag waar die sentrale regering eintlik finale legitimiteit verloor het en nie meer kon die regering wees van die land Voel vir my goed, dit voel vir my soos Suid-Afrikaners wat besluit het wat reg is vir Suid-Afrika. Jy hoef nie noodwendig met alles saam te stem nie, maar dit is tog wat 'n regering moet wees. Dit is namens Suid-Afrikaners en as jy nie meer in ons belange begin optree nie, dan gaan ons dit self doen. Jy sê ek kan March se siening oor immigrasie opsom as ons sal self inkom. So nee. Ons sal self. Ons sal self en ons sal saam. Ons sal self.